kinders vra om daar na die voorportaal toe te beweeg. Blaai saam met my na Lukas hoofstuk 13. Lukas hoofstuk 13, ek het begin praat oor hierdie onderwerp, die Titanic seeramp. Gerard sit met die ligte af. En die aand wys hierdie foto baie mooi. Baie lesse om te leer. Ek gaan vanmôre met u praat oor die geestelike waarhede. Ons ken hierdie verhaal. Ek wil weer vir u 'n deel speel waar uit hierdie film wat gemaak is. En ek wil graag hê jy moet mooi luister. En ek wil om verskoning vra dat daar op een plek gebruik hulle 'n baie kras woord, maar ek kry my ek weet nie om uit te sny nie, maar verskoon dit, maar ek wil nie aan die film beter nie. So ek wil eers hierdie gedeelte vir u lees en dan moet jy dit luister en dan gaan ek vanmôre vir u die woord bring. Geestelike waarhede uit hierdie groot geskiedkundige gebeurtenis. In Lukas 13 is die Here Jesus aan die woord, en soos daar in baie mense se harte met daai vraag ook is, waarom laat God sekere dinge toe? Hoekom het die Here hierdie ding oor my lewe laat kom? En dan moet 'n mens baie keer duidelik vir jouself dit uitmaak, is dit God wat dit oor jouself, oor jouself gebring het, of het jy dit oor jouself gebring? Maar uit hierdie gedeelte sê Jesus, hy's aan die woord, die hoogste gesag wat daar is die Here Jesus as hy praat, gee jy 'n sekere sinsnede. En baie interessant, hy antwoord nie die vraag, waarom dit hier gebeur het nie. Ek sou graag wou gehad het dat Jesus my antwoord moes gee, want in die tyd waarin ons lewe, soek baie mense antwoorde. Hoekom dit, dominee? Waarom het dit gebeur? Nou, ek het 'n manier om dit altyd vir mense te sê, die hoekoms en die waaroms van hierdie lewe het ek nie antwoorde op nie. Waarom het hierdie ding met my gebeur, of hoekom het dit gebeur? Ek het nie vir u antwoord nie. Maar waarheen is die Here met my op pad? So daar's 'n waarheen. Wat wil die Here uit hierdie gebeurtenis of hierdie ding wat met my gebeur het of oor my lewe gekom het? Wat wil die Here daardeur bereik? En dis wat hy hier sê in Lukas 13. So ek lees vir julle die eerste paar verse, die eerste 5 verse. En dan wys ek vir julle die videoklip. Dan praat ek met julle oor die geestelike waarhede. Ek lees 'n ou vertaling uit, Lukas 13, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat vir Jesus die berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Met ander woorde, Pilatus het mense doodgemaak en hy het hulle bloed gevat en dit met die offers gemeng. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was? Want hoekom sê Jesus hierdie woorde? Want baie keer dan dink ons as iets met ons gebeur, is omdat hy 'n groot sondaar is. Is daar groot sondaars en klein sondaars? Is dit hoe God werk? Hy sê, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as die Galileërs, as al die ander Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Hoor nou mooi, 2 keer kom hierdie sinsnede voor. Nou antwoord Jesus, hy sê, nee, ek met 'n hoofletter sê vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie. So die klem val op hierdie woordjie, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hierdie woordjie bekeer kan jy ook vertaal met die woorde, as jy nie berou het oor dit wat oor jou lewe gekom het nie. Hy sê jy moet jou bekeer, sal jy net so omkom. En nou vra hy in vers 4, hy sê, of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Dan kom Jesus weer met hierdie sterkstelling, hy sê, nee, ek sê vir julle,
Maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Ek wil een vers hierby koppel. En dit is Job. Job is aan die woord en hy sê in Job 33 vers 14, God praat op baie maniere. God praat op baie maniere, 2 maniere, 3 maniere, dan sê hierdie woorde, maar die mens slaan daarop nie ag nie. Hoeveel keer het God al met jou gepraat? Hoeveel keer het God al gepraat? Hoeveel keer het jy al hierdie klop in jou hart en lewe ervaar? Dis God wat met my praat. Weet jy hoekom praat God met 'n mens? Weet jy hoekom gebeur dinge met jou en my in ons lewens? Kan ek net dit vir jou sê? Omdat God jou aandag wil hê. God wil jou aandag hê. Ons is so besig, ons is so aan die gang. En hy moet baie keer 'n ding laat gebeur in jou en my lewe, net om ons tot stilstand te kry, sodat hy ons aandag kan kry. Gerard, baie dankie. Sit gou vir hierdie deel aan. Geestelike lesse uit hierdie gedeelte. Ek hoop het daai deel gesien waar die ys nou op die romp geval het. Daar's gaan 'n bietjie later daarby kom. Jy het nou gesien hoe daai ysberg breek en van daai ys op die romp val. En wat hulle daarmee gedoen het, hoe hulle God geterg het eintlik daarmee en daardeur. Geestelike waarhede. Verlede Sondag aand het ek vir jy probeer verduidelik hoe groot hierdie skip was, hoeveel ton, hoeveel materiaal, alles was ekstra groot. Die woordjie Titanic beteken groot. Groot. En ek kon nie anders as om te dink, as ek nou hierdie film vat en geestelike lesse vir die daaruit te wys, om te dink aan daardie vers in 1 Johannes 2 vers 16. As Johannes skryf oor die grootheid van die lewe, as die woordjie Titanic groot beteken, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, want alles wat in die wêreld is, dan noem hy 3 dinge, hy sê die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë, en die grootheids van die lewe. Sien nie, groot, so groot, ek verwys baie keer na hierdie groot as die manne van Hur, groter, beter, sterker. En as ek daai drie sinnetjies vir jou moet opsom, dan som ek dit vir jou op met hierdie woorde. Die mens het vandag sy eie God geword. Hy het so groot in homself geword. En dan sluit Johannes met hierdie vers af in 1 Johannes 2 vers 16, hy sê, en die grootheids van hierdie lewe, van die vlees, van die oë, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En as mense na die Titanic verwys het jy dadelik hierdie prentjie gekry, so groot in homself. Wanneer 'n mens die verhaal van die Titanic lees, van die oomblik af dat hulle dit begin bou het, totdat dit op haar nooiensvaart vertrek het jy agtergekom, soos wat jy hierdie verhaal lees, dat die mens feitelik God in sy gesig wou sê, hy wou God so 'n bietjie een kant toe skuif, deur hierdie woorde, Here, ons het U nie meer nodig nie. Ons het meesters van ons eie bestemming geword, want ons is so groot, alles op hierdie boot is 100%, ons het nie vir U enigsins nodig nie. Dit was die gees, dit was die gesindheid wat op hierdie groot boot geheers het. En as ek dit moet deurtrek na vanmôre toe, dan wil ek vir u sê in 2026 is dit presies dieselfde gesindheid wat heers. Mense leef asof God nie bestaan nie. Mense tree op asof ek nie God nodig het nie. Dis die tendens van vandag. Ek wonder as ek vanmôre dit van toepassing moet maak op u as gehoor hierso. Hoeveel keer bid u oor 'n saak as u 'n besluit moet neem? Hoeveel keer vra u die Here se leiding of as u moet doen sê Here, ek wil net graag hê u moet my help in hierdie saak. Ek het nie die Here nodig nie. Ek maak my eie planne.
Ek doen wat ek wil, hoe ek wil, en ek doen dit sonder dat ek die Here enigstens in die saak geken het. As Spreuke 3 vers 6 sê, ken my in al jou weë, dan sal ek jou paaie gelyk maak. Hoor gemooi, as u nie die Here ken in die daaglikse wandel en handel nie, dan wil ek vanmôre vir u sê, u is so groot in uself. U leef in daai gesindheid, in daai gees, soos wat op daai boot was. Ek het God nie nodig nie. Ek het hom nie nodig in my bestaan nie. Ek kan doen alles sonder hom. Hoor wat sê die Bybel, hy sê, te vergeefs, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat. Jy weet hoe hulle hierdie boot begin bou het, jy moet dit gaan lees hierdie verhaal. Hulle het oor niks gebid nie. Hulle het maar net begin bou. Die beste, ek het vir u verlede week gewys, die beste materiaal wat op daai stadium in die wêreld beskikbaar was, die grootste anker wat daar in 1912 ooit kon gesmee was, die voorstanker, het hulle gedoen. Hulle wou vir die wêreld wys, ons kan dit doen, sonder dat ons die Here enigstens in ons lewe nodig het. Dit was die Gees. Ek wonder as ek na u kyk, jy lyk so mooi vanmôre vir my van voor af, maar ek wonder wat gaan hier binnekant aan. Is God nog deel van jou lewe? Is God nog deel van jou handel en jou wandel? Hoor hierdie mooi woorde. Ons het die Here nie nodig nie. Hulle was so seker, ek gaan nou vir jou dit onder 'n ander punt wys. Ons is so seker, ons kan hierdie see ingaan. Ons het God nie nodig, hierdie boot sal nooit enigstens sink nie. Ons gaan dit vir die wêreld wys. Die grootste skip wat op daai stadium gebou het. Ek sê vanmôre vir u die tendens van 2026. En ons sien dit. Ons sien dit in mense se optrede. Here, baie dankie. Ek sal self regkom. Ek het u nie in my lewe nodig nie. Die ontwerper van die Titanic, die bouers, die eienaar, die kaptein, die media, hulle het almal aan die wêreld uitbasuin. Die Titanic is onsingbaar. Asof hulle vir die Here 'n boodskap daardeur wou stuur. Selfs toe hulle met die eerste, die Noënsvaart uit is. Here, bly u maar hier. Ons sal self regkom. Ons sal veilig ander kant uitkom. Ek by so laat dink, en ek wil dit vanmôre vir u noem. Baie keer dan gaan mense met vakansie, dan los hulle Bybel by die huis. Dan breek die vakansie aan, ek het nie nodig om kerk toe te kom nie, Here, jy weet ek is moeg, ek het 'n moeilike kwartaal gehad, en ek het 'n moeilike jaar gehad. Here, volgende jaar, hier waar ek my Bybel sit, hier sal ek u weer kry. Ek wil vanmôre vir u dit prakties maak. Hoeveel van u hou stilte tyd wanneer u op vakansie is? Hoeveel van u neem die Here Jesus saam, as jy op 'n lang naweek weggaan? Sien hoe werk dit? Ek het die Here nie nodig nie, ek kan self dinge doen. Ek het al so lank hierdie pad self gery, man, ek is al so bekend met hierdie pad. Ek bid nie eers meer as ek Baaklie hoef te ry, of as ek Pick n Pay hoef te ry nie, ek ken mos, ek weet mos. Ek wil vanmôre vir die les leer, om net die afhanklikheid van die Here te bewys, en nie vir die Here te sê, Here, soos hulle gesê het, ek kan maar tuis bly nie. Ek is nou, jy gaan net gou Pick n Pay toe, of ek gaan net gou Spar toe, hoor mooi. As jy in die motor klim, dan bid jy, dan vra jy, Here, ek wil vir u vra nou, klim saam met my in hierdie motor en bewaar my, hou u hand oor die bande en oor die masjien. Jy het geen sekerheid dat jy veilig by Pick n Pay gaan uitkom, en jy het geen sekerheid dat jy weer veiliger by die huis gaan kom nie. Jy sien, as jy dit sonder die Here doen, het jy presies dieselfde gesindheid as die dag toe hulle daar weggevaar het. Bly u hier? As ons terugkom, gaan ons u weer hier kry. Dit laat my so dink aan Markus 4. Jy weet, die Here Jesus staan daar aan die kant aan wal, en hy sê vir sy disippels, hy sê, laat ons wegvaar na die oorkant. Hoor die woorde wat hy gebruik, sê, laat ons.
Hier is die disippels as in die bootjie. Hy sê, laat ons oorvaar. Here, dis reg. Die Here Jesus wag net vir daai oomblik dat die disippels moet sê, "Maar Here, as dit ons is, dan moet U mos nou in die bootjie inklim." Jesus wag dat die disippels hom in die bootjie moet innooi. Here Jesus, ons wag nou net vir U. Ons gaan wegvaar, maar ons wil net hê U moet inklim. Weet jy wat gebeur? Hulle kom net so aan die bootjie van die kant, en hulle skop hulle weg. En daar vaar hulle, baie mense vaar die oseaan so binne sonder die Here Jesus. Here Jesus, hulle waai homself, bly U net daar. As ons terugkom, gaan ons U daar vind. Jy gaan Jesus nie daar vind. O, die Gees was so, hoor mooi, hulle het gedink, onsingbaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou bootjie gaan nie ander kant maak. Jy gaan sink. Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, dan vergeefs werk die wat daar aan bou. Hierdie mense het gedink hulle is so veilig. Hulle het selfs hierdie boodskap uitgestuur, en dis wat mense vandag ook doen as jy met hom praat oor die ewigheid, as jy met hom praat oor dat die Here Jesus op die wolke gaan kom, dan kom mense, dan sê hulle vir my, moet my nie steur met hierdie nonsens van jou, dat ons spoed 'n einde tegemoet nie. Hulle noem dit hierdie nonsens. So selfversekerd. So selfverseker. Ons is baie gelukkig. Ons is so selftevrede. Hulle leef asof hulle vir ewig hier op aarde gaan bly. En wees. Ja, en toe sink daai selfversekerdheid in een oomblik verander in onsekerheid. Vaar weg van daar af soontoe. Dit was genoem die Titanic was genoem die trots van the White Star redery. Die trots. Hy was so genoem die drywende Babylon. Alles name om die God van die hemel te terg, uit te tart. Titanic, so groot in homself. Is hy vanmôre so? Jy het die God van jou eie lewe geword. Jy leef asof jy God nie nodig het nie. Hoor gou mooi. Jy moet rekening hou met God. Jy moet rekening hou met God in jou lewe. En asof jy leef, dat jy die Here nie nodig het nie, dan het jy vanmôre nodig om in hierdie diens, en na afloop van hierdie diens, jou knie voor God te buig, en te sê, Here, ek is jammer, want hoor nou mooi, God het maniere om mense grond toe te bring, om jou aandag te kry. Maar as 'n tweede gedagte, waarheid, die Titanic was gewaarsku. Dis hoekom ek hierdie dele vir jou speel, om vir jou dit oor en oor te wys wat gebeur het. Hulle was gewaarsku. Die middag voor die tragedie begin het al die skepe wat van voor af gekom, het hulle die Titanic gewaarsku. As ek dit ook vir u kan wys, hoe dit moes gebeur het, of die prentjie wat ek het, jy weet mos as daar gevaar in die pad is, as jy nou die pad gery het, en daar was bokke in die pad gewees, of daar het iets daar gebeur, vir al die aankomende verkeer, dan flikker jy die ligte mos so, nee. En terwyl ek voorbereid, ek in my geestesoog nou hierdie prentjie gesien, hoe al die bote, ek weet nou nie hoe nie, en hulle het per radio, en hulle het per telegram, en hulle het klomp goed gebruik, pas op!
En hulle het hierdie boodskap duidelik uitbasyn. Daar is ysberge op jou pad. Hulle het geweet. Hulle het dit duidelik geweet. Ja, al die skepe wat van vooraf die Titanic gekruis het, by hom verbygekom het. Pas op! Pas op! Daar's ysberge. Daar's hy. As jy nou mooi kyk, jy sien maar net die puntjie, hulle sê, van 'n ysberg is ongeveer 10% van die meeste ysberge is maar bo die water. Dit kan bo die water gesien word, die grootste deel lê daaronder. Pas op! Ek is so groot in myself. Wie is jy om my te waarsku? Hierdie boot is onsinkbaar, man. Wat is dit? Wat is 'n ysberg teen hierdie groot boot? Wat is 'n ysberg? So selfversekerd. Ek wys vir u. Of jy wys vanmôre. Dis presies wat die duiwel met jou en my doen. Presies. Hy wys ons nie die hele prentjie nie. Hy wys ons net daai deeltjie daarbo. Hy bied sonde vir jou aan op 'n skinkbord. Ag, dit is so onskadelik. Wat is hierdie wyntjie nou? Wat is hierdie biertjie? Dit is so onskadelik. Hy wys nie vir jou die moontlikheid dat jy alkoholist gaan word nie. Jong mense, hy sit vir jou so 'n pilletjie neer. Hy sê, man, drink dit. Dit laat jou lekker voel. Hy vertel nie vir jou, jy gaan 'n slaaf, 'n dwelmslaaf, gaan jy word nie. Hy vertel nie dit vir jou nie. Hy wys jou daai, ag, dit is so lekker, so onskadelik. Dis maar net plesier. Hoor gou mooi. Hy wys jou nooit. Hy is op pad met jou om jou jong lewe te verwoes nie. Dit sal hy jou nie wys nie. Hy wys jou nie die onderste deel van die water nie, wat daar weggekruip lê nie. Dis my so laat dink aan Spreuke 14 vers 12. Hoor wat sê Salomo, hy sê daar's 'n weg wat vir jou reg lyk. Dit lyk so onskadelik, daar's 'n weg wat vir jou reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Jy sien, daar's altyd 3 weë. Die nou weg, die smal weg en die breë weg. Die duiwel weet as hy my nie op die smal weg wil hê nie, dan sit my op die breë weg en dan weet hy slim geraak. Dan sê hy, weet jy wat, mense het nou agtergekom van hierdie 2 weë. Kom ek maak dit vir hom maklik. Kom ek sit vir hom 'n middelpad. Daar's vanmôre vir jou 'n weg, meneer, wat vir jou reg lyk. Mevrou, jong meisie, jong man, daar's vir jou 'n weg wat vir jou reg lyk. Die duiwel sê dis so onskadelik, dis so mooi. Ek wil jou waarsku vanmôre soos wat die Titanic gewaarsku is. Gee gehoor vanmôre. Gee gehoor vanmôre. Die boodskap, daar's ysberge. Daarvoor, hoor gou mooi. Hulle was 6 maal gewaarsku. 6 maal, duidelik, per radio. Hulle het telegramme gekry. Pas op, pas op. Ek gaan nou vir jou wys. Wat was die gesindheid op daai boot? Nie een van daai personeel op die boot, selfs die kaptein, het 'n persoonlike boodskap gekry. Daar's ysberge daarvoor. Pas op, hy het hom nie daarin gesteer. Niemand op daai boot, geen personeel, dit kan ooit eendag sê, ek het nie geweet nie. Ek het dit nie geweet nie. En ek vanmôre vir hierdie gemeente in die oë kyk en dit ook vanmôre vir jou sê. Jy sit vanmôre mense in hierdie diens. Jy sit Sondag na Sondag. En die voorreg om na die evangelie boodskap van Jesus te kan luister Sondag na Sondag. Partykeer is dit soos 'n klippie in die skoen, jy hou nie daarvan om sekere dinge te hoor nie. Jy wil dit nie hoor nie. Johan praat eerder met my oor die liefde van God. Ek het dit nodig. Of bemoedig my eerder, of motiveer my eerder. Hoor gou mooi, Jesus het my geroep
om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Maar ek wil vanmôre vir hierdie gemeente sê, en ek wil vir jou in die oë kyk, en ek wil dit ernstig vir jou sê, jy sal nooit eendag vir die Here kan gaan sê, jy is nooit van hierdie kant af gewaarsku nie. Jy sal nooit eendag vir God kan gaan sê, ek het nie geweet nie, want van hierdie kant af het ek oor en oor. Die Titanic is 6 maal gewaarsku, hoeveel keer is jy al gewaarsku? Oor en oor. Het God sy vinger al in jou lewe geskryf. En die vraag is, het jy al gehoor gegee aan sy roepstem? Het jy al? Die radio-operateur van die boot wat van vooraf gekom het in Kalifornië, meneer Evans, het later hy getuig, en hy het hierdie woorde gesê, hy sê, hoe hy later nog die aand, 10 uur die aand, 2200 uur, het hy die Titanic se bemanning weer eens dringend gewaarsku. Hoor nie net gewaarsku nie, dringend gewaarsku. Luister, gee gehoor, daar's 'n ysberg in julle weg. Weet jy wat dit beteken het? Daar's 'n ysberg in jou pad. Jy moet 'n aanpassing maak. Jy moet wegswaai. Jy moet alles in jou vermoë doen om hierdie ysberg te mis. Daar word toe meneer Evans oor die radio terugskree. Toe word daar vir hom hierdie woorde geskree. Hy's op die radio. Maak 'n aanpassing. Daar's 'n ysberg. Skree van hierdie kant af. Shut up, man. Shut up. Ons weet wat ons doen. Ons is op die Titanic. Hy's onsinkbaar. Kan jy dink? Miskien skree jy dit vanmôre net op 'n ander manier, maar ek wil jou waarsku met Hebreërs 10:31. Hebreërs 10 vers 31 sê, en ek wil dit vir jou sê, daar's 'n ysberg, 'n groot ysberg voor jou. In aanhalingstekens. En hierdie ysberg is, jy gaan voor God staan. As jy op jou weg voortgaan soos wat jy vanmôre voortgaan in jou koudheid, in jou louheid, in jou ongeredde toestand, en jy speel met sonde, sê die Bybel, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dis 'n ander ysberg om te tref. Toe hulle dit terugskree, het my so laat dink aan die ongeredde mens. Ongeredde mens is iemand wat Jesus Christus nie ken nie, nie 'n kerkmens nie. Nie 'n godsdienstige mense, ongeredde mense het nog nooit sy sonde voor God bely nie. Hy het nog nooit erken hy's 'n verlore sondaar op pad hel toe nie. En my so laat dink aan die sulkes. As jy met hom of haar praat oor die Here Jesus, het sy by 'n kasregister of in iewers met hom praat, en jy wil met hom oor sy siel praat, dan kry jy hierdie afjak. Man, los my uit. Ons praat Sondag daaroor. Ek lees daarom die Bybel en ek gaan daarom kerk. Nee meneer, dis nie waaroor ek met jou wil praat nie. Ek wil met jou vra, ken jy Jesus? Het jy hom al ontmoet as jou persoonlike verlosser en salig? Los my uit. Shut up. 20:12, die nag van 14 April 1912. Toe tref hierdie Titanic, die so groot in homself, daardie ysberg. Een van die passasiers wat in haar kajuit gesit het hierdie woorde getuig. Sy het gesê, dit het vir haar gevoel asof daar 'n reuse vinger so oor die romp van daardie skip getrek word. 'n Reuse vinger. God se vinger. Sy sê, asof daar 'n reuse vinger so oor die romp van daai skip getrek het. 'n Reuse vinger was daardie ysberg. En daardie reuse vinger het 'n gapende wond van 100 meter deur daai staal het hy oopgeruk.
En steeds het almal op daai Titanic, op daai boot, geglo. Wat kan 'n ysberg doen? Hierdie boot is onsinkbaar. Die kaptein het uitgeklim. Ek het vir jou gewys. En hy het so oor die rand gekyk en hy het gelag. En hy het teruggegaan met hierdie boodskap. Ag, waarom is julle bekommerd? Waarom is julle bekommerd? Terwyl die onderste deel, die onderste ruim van daardie boot, al baie water ingehad het. Vriende, liewe gemeente, ek sê dit baie keer as dit by kerksake kom en ons sit in vergaderings of ek praat met mense oor die toestand van die kerk van die Here Jesus, waarin ons is. As ek praat oor die kerk, dan praat ek oor die kerk van die Here Jesus. Ek verwys nie na denominasie, dan wil ek vanmôre vir u sê, die kerk van die Here Jesus is maar net 'n Titanic. Presies so. Terwyl die kerk besig is om te sink, soos wat die Titanic gesink is, word mense besig gehou. Moenie bekommerd wees nie. Ons almal is op pad na die Jesus toe. Ons is almal op pad. Ons is daarom almal kinders van die Here. Wat die grootste leuen is, so word mense, kaptein sê, hy lag. Waaroor is julle bekommerd? Terwyl die onderste romp al vol water was. En nog steeds het die kaptein geglo. Die Titanic is onsinkbaar. Te hardkoppig om te erken. Is dit hoe jy is? Te hardkoppig om te erken. Ons is besig om te sink. Ons het hulp nodig. Ons het 'n redder nodig. Jy het 'n redder vanmôre nodig. Te hardkoppig. 2 uur, 40 minute nadat daai vinger, daai romp oopgesny het, 'n wond van 100 meter gelos het, is daai hele toneel in verlatenheid gedompel. Dis hoe dit gelyk het, 2 uur, 40 minute nadat die ysberg hierdie onsinkbare in aanhalingstekens boot getref het, lyk die toneel anderste as wat toe hulle uit die hawe uitgetrek het, verlaat het. Van die 2340 mense aan boord was net 705 gered, te min reddingsbootjies. Ek wil vanaand graag met jou praat oor die reddingsbootjies. Was daar maar net meer reddingsbootjies. En alhoewel daar net 20 reddingsbootjies was daar 'n ander probleem. En ek wil vanaand vir jou uitlig. Van 2340 mense word net 705 gered. 1635 is 'n watergraf binne. En ek het iewers beskuif, my tyd is verby, ek het gewonder hoeveel van hulle het sonder God 'n watergraf binne gegaan. Hoeveel van hulle wat daar het geroep, o God, help my. O God, red my. Ek wonder hoeveel van hulle wat daar het die naam van die Here, hoor gemooi. Baie mense op hulle sterfbeddens. Wanneer die dood intree, dan roep hulle ook na God. Sien, deur hierdie lewe is hulle gewaarsku. Hulle het gehoor van redding, hulle het uitgestel tot daar. Wanneer hulle op die sterfbed, o God, party gebruik hom as 'n vloeknaam. Party wanneer hulle skrik dan gebruik hulle sy naam. O, hoeveel van hulle is daar die watergraf binne? 1000, kan ek vir jou wys, 1635 mense.
het sonder God, hoor gou mooi, waag dit maar in hierdie lewe om sonder die Here te lewe. Jy kan dit waag. Moet net nie waag om sonder hom te sterf nie. Moet nie waag om sonder om God te sterf nie. Moet nie. Kan ek net dit vir jou wys van die rykstes was op daardie boot, onsinkbare boot. Daar is hy. Hy was die rykste persoon aan boord. Jy sien, wanneer God praat, dan maak dit nie saak wie dit is nie, God praat. Dis hoe sterk hy gestaan het. Dit was die waarde wat in sy bank was. Hy het met sy bankrekening en sy wallet, is hy 'n watergraf binne. Markus 8:36 sê, wat baat dit die mens dat jy die hele wêreld wen en aan jou siel skade ly? Kan ek vir jou ietsie wys? As ek nou vir jou daar 'n skaal gemaak het, onthou jy die skale wat hulle babietjies altyd mee geweeg het? Ons het so een in die huis, aanlees op daai skaal geweeg, en ons het hom as 'n wonderlike souvenir in die huis. Elke keer as ek die gordyne oopskuif en ek kyk nou in hierdie skaal vas, dan dink ek aan Markus 8:36. As dit nou so 'n skaal was, jy weet mos hulle het meel ook afgeweeg met so 'n skaal. Dan sit hulle gewiggie daai kant op of iets, die ou mense dan gooi hulle die meel of die suiker dan weeg jy dit, né? Dan moet hy so maak. Hoor gou mooi. Daai man het 'n kans gevat. As hy by God se skaal gekom het, het hy sy siel daar gesit en hy het 150 miljoen daar neergesit en hy het gedink dit balanseer uit. En toe God sy lewensdraad knip, toe balanseer dit ongelukkig nie uit en hy staar sonder hoop en sonder God. Hy was op sy tweede witbrood met 'n 19-jarige swanger bruidjie, hulle was net pas getroud gewees. Hy het nadat die skip die ysberg getref het aan 'n kelner gesê, wel, ek het ys bestel vir my drankie, maar ek het nie hierdie vergaande. Toe hy die tonne ys op die dek sien, op die dek van die skip sien, het hy gesê, het nie so erg, dit bedoel, hy wil soveel ys hê nie. Hy het wel ys bestel. God start het. God hulle skater van die lag vir sy grappie wat hy maak. Toe begin die mense op die boot ook van daardie ys wat op die dek lê, en hulle